Het jy al 'n slegte pel gehad? Jesus het by die slegste sondaars uitgehang. Hy was nie daar by die heilige kringe nie. Hy was nie net te vind daar waar daar Bybelstudies was nie. Hy was nie net te vind daar waar dit heilig en reg voor die oë van die Here was. Hy was daar by die mense wat verlore was. Wat God die meeste nodig gehad het. Soveel so dat hulle hom aangekla het as 'n dronklap. Hy sê, hoe kan hy sê hy is die seun van God as hy daar uithang? Saam met daai mense is. Hoe kan hy hierdie ou wees wat hy sê hy is? Kyk hoe lyk sy lewe. En hulle kritiseer hom, kruisig hom. En Jesus sê, weet jy wie is my vriend? Ek's 'n vriend vir die sondaars. En dis goeie nuus julle. Dis so goeie nuus. Dis goeie nuus vir elkeen van ons, by the way. Want raai wat, ons het ook 'n lang lys sonde. En God kyk nie na ons en sê hy jou vuil goed nie, hy sê ek is 'n vriend van sondaars. Nie omdat ek jou sonde goedkeur nie, maar omdat ek weet al hoop wat jy het om uit daai sonde uit te kom en 'n lewe te leef wat God vir jou wil hê is ek is jou vriend. Die feit dat jy by my moet wees, my moet ken, my hart moet voel, my hart moet hoor, my woorde moet hoor. En daarom was Jesus op 'n missie. En nie net het Jesus hierdie gewys en gedemonstreer, hy het hierdie geleer vir sy disippels. Dis nie nommer 1 ding wat hy in hulle harte ingekry het, vir hulle gewys het. Ouens, julle gaan in plekke moet gaan, dinge moet doen, boodskappe moet verkondig vir die sondaars, want ek wil almal deel hê van my koninkryk. Jesus gebruik radikale woorde in sy prediking en hy sê my koninkryk behoort aan die tollenaars en die prostituie. Nee man, Here, die gesien hoe lyk hulle? My magtig. Hoe werk dit? Hulle is dan die ouens wat steel. Hulle is dan die ouens wat opneek. Hulle is die ouens wat maak dat ons almal swaarder kry. Ja. Ons moet hulle gaan help. Ons moet hulle bevriend. Ons moet by hulle uitkom want ons is die lig vir die wêreld. En hy leer hierdie boodskappe vir hulle. En wat vir my interessant is daar's iets wat gebeur wat so gevaarlik is. Ons het hierdie week Hemelvaart gevier. Jesus gaan op hemel toe. En nou stuur hy sy disippels met hierdie opdrag. Jy weet, gaan nou uit. Gaan leef hierdie boodskap, gaan leef hierdie missie. Ek gaan nou nie meer saam met julle wees nie, maar my taak is nog nie klaar nie. Daar's nog baie sondaars, nog baie verlorenes. Julle hoofding wat julle nou moet dryf en die taak wat ek vir julle gee is, gaan na die sondaars toe. Gaan vertel hulle die goeie nuus. En iets gebeur nie baie lank nadat Jesus weg is nie. Hulle dwaal bietjie. Hulle dwaal af van hierdie boodskap af. Die ding wat hulle dra is nie meer die sondaars nie, maar hulle begin stoei oor 'n klomp redenasies rondom God. Dit raak soveel so binne die kerke dat hulle hou vergadering op 'n stadium. En hoor mooi, in Handelinge 15 lees jy van die heel eerste kerkvergadering. Nou julle as julle ons kerk goed ken, ek hou niks van 'n kerkvergadering nie. Want jy kan 5 ure spandeer in een vergadering en besluit oor 'n muurprop. En pragtig, hier sit hulle in 'n kerkvergadering en hulle moet besluite neem. En die grootste besluit wat hulle moet neem is, ouens, wat is die missie? Wat moet ons hart wees? Wat moet ons maak met die sondaars? En hier's wat hulle sê. Handelinge 15 vers 19 staan Jesus se boetie op, Jakobus, die leier van Jerusalem kerk, en hy sê, julle, daarom meen ek, dat ons dit nie moet moeilik maak vir die heidene, wat hulle tot God bekeer nie. Wat gebeur het in die kerk, is dat die disippels het gesien hoe Jesus op aarde rondloop, en het maklik maak vir sondaars om hom na toe te kom, maar kort daarna, het hulle het begin moeilik maak vir sondaars om na hom toe te kom. Die boodskappe wat hulle gepreek het, die paaie wat hulle neergelê het, die dinge wat hulle gesê het as 'n struikelblok gedien vir die sondaars. En jy skielik kom hulle in die vergadering en sê, ouens, maar ons het afgedwaal. Ons het begin dink, ons is beter as hulle. Ons het gedink, ons is reg en hulle moet hulle lewens uitsorteer, want as hulle nie hulle lewens uitsorteer, dan gaan hulle hel toe. Jesus het nog daai boodskap gepreekie. Hy het gesê, jou sonde skeer jou weg van God af en dit sal nie hel kry, maar hier is ek en ek bring vir jou lewe. Ek is die goeie nuus, vertrou op my, ek kan sonde vergewe. En hulle het so stadig maar seker begin vergeet van die missie van Jesus. Hier's waar ek wil uitkom. Julle, as die 12 disippels wat Jesus gesien het, gehoor het, gevoel het, langs hom geslaap het, sy preke en sy gebede geervaar het,
As hulle begin dwaal het van die missie af, kan ek jou nou al beloof, ons doen ook. Dat ons stadig maar seker begin maak, dat ons verhouding met God en ons kerke, alles gaan oor ons. Hoe ek het ervaar, hoe ek het wil hê, wat vir my gemaklik is en wat vir my sin maak, en stadig maar seker begin daai missie van Jesus dwaal, en ek is hier vandag, om weer vir ons te herinner, dat die missie van Jesus is onweerstaanbaar vir sondaars. Maar wanneer sondaars kerk toe partykeer kom, of er gesprekke kom met Christene, dan beleef hulle dit anders. Mense, as dit Christene is, ek weet nie. Mense, as dit Christenskap is, ek weet nie. En hulle het meer vrae as antwoorde. Hulle het meer slegte nuus as goeie nuus. En hierdie is nie hoe Jesus bedien het nie. En vandag roep ek ons almal en ons sê, ons het werk julle. Want as ons nie intentioneel gefokus bly op die missie van Jesus en ons as sy kinders sy taak gaan klaarmaak nie, dan raai wat gaan gebeur. Die outomatiese ding gebeur, die gravitasie wat binne in ons harte gebeur is, ons graviteer na inwaarts gefokus wees. En dis wat gebeur. En ons almal was al hier, ek weet dit, ek het al gehoor. Vat net Sondagoggende. Mense, alweer hierdie liedjie, kan ons asseblief net nie hierdie liedjie sing nie. Ag, kan ons asseblief net weer daai liedjie sing. Ag, kan ons asseblief net hierdie een ophou vertaal, kan ons asseblief ophou daai doen, kan ons asseblief ophou daai doen. My vraag is net, wanneer ons stoei met daai tipe goed, uit waaruit kom daai opinie? Kom dit uit die missie van Jesus? Of kom dit uit 'n inwaarts gefokusde opinie? Van ek hou nie daarvan nie. En hierso ek weet ons almal is inwaarts, ek insluitend. Ons graviteer net so intoe. Weet jy wat is die grootste probleem op planeet Aarde? Tans, die grootste een daar buite. Ek doen daar's baie, nee, daar's oorlog aan die gang. Ek doen ekonomie is taai, ons almal voel hom. Daar's bedrog, wat skrik vir niks. Ek doen daar's groot probleme daar buite en dalk is ek weet nie, dalk weet jy van groter nuus as ek iets van weet nie. Dalk is daar regtig spaceships. Ek weet nie, dalk is daar UFO's. Ek weet nie. Maar weet jy wat is die grootste probleem? Die een wat jy tans beleef. Is ek reg? Want dis die een waar jy die meeste bid. Dis die een waar jy die meeste stoei. Dis die een wat jou wakker hou in die aande. Die oorlog pla jou nie regtig. Jy lees oor hom en dan gat jy weer aan. Die een wat jou die meeste raak, is die een wat jy die grootste ervaar. Dis inwaarts gefokus. Jesus kom aarde toe en ek sien, hy sê daar's 'n klomp probleme, maar weet jy wat die grootste probleem en die grootste fokus wat ons nodig het, is daar's mense wat op pad hel toe gaan. En ons moet iets doen om hulle te help om by Jesus uit te kom, want niemand kan by die Vader uitkom sonder dat hulle by hom uitkom nie. En Jesus sê, en hy roep sy kinders, nie na inwaarts gefokus wees nie, maar uitwaarts gefokus wees. 'n Intentionele besluit om te sê, maar wie is verlore, wie het God nodig en hoe kan ons hulle help om te kom? En julle, ek kan nie vir julle sê hoe deel hierdie van die DNA is van ons kerk nie. Die dag toe ons hierdie kerk gestig het, was hierdie ons visie. Ons wil 'n plek skep waar die Afrikaans sprekende verlore mense wat stoei in geloof, mense wat nie 'n geestelike tuiste het nie, mense wat vra het en nie 'n plek het om vrae te vra nie. Mense wat nie weet hoe om te bid nie, maar ook nie weet waar om te leer nie. Mense wat nie weet hoe om hande te vat met ander gelowiges nie, want hulle voel geestelik geïntimideer. Ons wil 'n veilige spasie skep vir hulle waar hulle God kan beleef. Dis die DNA van ons gemeente. En as jy ooit gewonder het, hoekom seën God ons gemeente? Want ons vat hande met sy missie. Dan sien ons doen dit perfek nie, glad nie, maar ons is ernstig hieroor. En ons kan nie 'n gemeente raak wat inwaarts gefokus is nie. Die oomblik as dit gaan net oor ons, julle is ek die eerste een om te bedank. Dan sê ek, maar dis nie die doel van Jesus nie. As ons sê ons is sy hande en voete, beteken dat ons maak sy werk klaar op planeet Aarde. En hier is my vraag aan elkeen van ons vandag. Hoe gefokus is jy deesdae? Is jy deesdae meer inwaarts gefokus of uitwaarts gefokus? Is jy meer bekommerd oor hoe jy dinge ervaar of wat aangaan in die ewigheidsprentjie vir Jesus? Wat dra jy op jou hart swaar? Wat definieer jou gebede deesdae? Waarheen is
jy al een op pad? Wat voel of jy 'n sukses maak van jou lewe of jou lewe in die drein gooi en nie waarde toevoeg en betekenis toevoeg op planeet Aarde nie? Wat sê al hy goed vir jou? Want Jesus het gekom en gesê, daai alles moet afhang van die missie. Verlore mense wat by my uitkom. En hier's ons woorde rondom dit. En julle het al baie gehoor hoe sê ons dit. Ons sê Invloed Kerk is die perfekte kerk vir onperfekte mense. Ons sê dit oor en oor en oor en oor en oor. Hoekom? Want dis ons manier om te sê, julle wees uitwaarts gefokus. Wees gefokus op daai onperfekte mense. En 'n ander manier om hierdie te sê is dat Invloed Kerk is die perfekte kerk vir nie kerkmense. Vir mense wat so sê, maar hierdie is eintlik my plek, ek is vreemd hier binne, ek moenie eintlik hier wees nie, ek is nie so heilig nie, ek is nie daar nie. Ek sukkel nog in my geloof, ek weet nie ek my verhouding met God nie is reg is nie. Ons skep plek vir daai mense. En ja, ons wil hê die prostituie en die tollenaars, hulle almal moet hier inkom. Maar pas op Invloed Kerk. As mense hier instap byvoorbeeld en ons begin inwaarts gefokus wees en ons dink, daai ou, hoekom kom hy kerk toe? Jy weet, ek weet hoe syp hy. Raai wat is daai mindset? Inwaarts, nie uitwaarts nie. 'n Uitwaarts gefokusde sal wees, kyk wie's by die kerk. Ek is so dankbaar hulle is hier. Want hier is die plek waar ons God kan beleef. Ons plek moet 'n plek wees waar enigiemand kan kom. Met mintasems of brandewynasems. Kan kom. Of jy huwelik goed lyk of stikkend lyk, jy kan kom. Of jy jou lewe reg bestuur of nie, jy kan kom. Want Jesus het gesê, enigeen kan kom. Ons was nou bevoorreg genoeg die laaste tyd om bietjie weg te wees, soos julle weet hier by die kerk. En ek wil julle net 'n prentjie of twee wys, maar hiersoos wat ons moet besef, dat Invloed Kerk, ons is nie alleen in hierdie missie nie. En dalk besoek jy vandag, of jy kyk nog ons kerk uit, en hierdie is volksvreemde taal vir 'n kerk om te sê, want moet 'n kerk nie net binnewaarts gefokus wees met die lidmate nie, en ons moet die lidmaat maar net versorg, en alles gaan net oor binnewerke van die kerk nie. Ja, ons kyk na mekaar, hoekom? Sodat ons sterk genoeg kan wees om te gaan in die missie te gaan doen. Dis waar dit gaan. Maar ons kyk na mekaar, en ons is hier vir mekaar, en ons skakel in my groepe, en maar hier's wat ons moet weet. Is dat dalk klink dit vir jou vreemd? Dalk klink dit vir jou nuut? Oor die DNA van kerk wat so moet wees? Maar ons is nie alleen nie, en ons was so bevoorreg om nou die laaste tyd na 'n konferensie toe te gaan in Amerika, en 'n klomp Suid-Afrikaners was genooi na hierdie toe, en hier's 'n foto van ons almal saam, en hierdie is 'n klomp kerke oor Suid-Afrika, en daar's baie meer wat dit net nie kon maak nie. En hier is ons in Atlanta, in Georgia, Amerika, en hier is klomp kerke, maar hierdie foto is 'n foto van baie meer mense as net die Suid-Afrikaners. Hierdie is 'n foto van al die mense wat hierso is mense wat kerkleiers is of betrokke by 'n kerk, werk by 'n kerk, besig is om hierdie wat ons ken te vat oor die hele aarde. En mense, God se kinders te herinner aan God se woord op 'n manier dat hulle dit kan volg. En mense te nooi wat nie noodwendig deel is van kerk en uitwaarts gefokus te wees. En julle, hier's mense van Mexico, hier's mense van Brasilia, hier's mense van China, hier's mense van Korea, hier's mense van Australië. Alhoewel ek het hulle gas gegee oor hulle rugby, by the way. En hier's mense van oor die hele wêreld wat hierso staan en ja sê vir ons kan nie laat gaan van die missie van Jesus nie. Daar's te veel kerke wat doodloop en daar's te veel kerke wat inwaarts gefokus is en ons vat hande, help mekaar, motiveer mekaar om te sê uitwaarts gefokus. Wees 'n kerk vir onperfekte mense. Hoe amazing is dit nie? Dat hierdie net iets is vir ons hier in Nelspruit nie, maar oor die hele wêreld. En ja, deel van daai prentjie is daar al 'n groep Afrikaans sprekende boertjies ook. En sê maar Here, ons ook. Ons ook. En ek kon nie help om te dink toe ek daai foto sien, toe ek dit klaar geneem het. En ek kyk na daai foto om te dink, maar as dit nie vir die missie van Jesus was nie een van daai kerke daar nie. Nie een van daai mense daar nie. En julle met baie liefde sê ek die volgende, maar ek het groot geword in 'n huis waar ons nie die Here aanbid het nie. Ons het nie 'n Bybel in ons huis gehad nie en ons het nie kerk toe gegaan nie.
Ek het nie 'n kerkliedjie geken nie en dit was die weirdste ding om kerk toe te gaan, nie omdat ek vreemd was met die mense daar nie en dit was nie vir my 'n vreemde ervaring nie, maar ek kon nie deelneem nie want ek het dit nie geken nie. En dit was vir my moeilik om in te skakel vir my gesin, baie moeilik om in te skakel by kerk want ek het nie geweet waaroor hulle praat nie en ek het nie geweet wat die dominee vir my sê nie en alles was net bo oor my en vervreemd van my. En eventueel het my gesin, ek is 'n tiener nog, 'n kerk ontdek wat 'n plek geskep het vir 'n gesin soos ons. Wat nie noodwendig onsself sal identifiseer met hoe Christendom eintlik moet lyk nie, want ons trek swaar aan die agterkant. Ons was baie jare agter met 'n lang lys van sondes. Met 'n huis waar daar baie egbreek was en 'n huis waar daar baie gesypery was. 'n Huis waar ons is eintlik nie gekwalifiseer nie, maar dit sal net so nice wees om 'n plek te kan kom waar ons ook kan inlê na die Here toe en die Here kan verstaan. En ons het daai plek ontdek en daai kerk het ons lewens verander, soveel so dat ek vandag my lewe gee om een te bou soos dit. Want ek weet in Nelspruit sit daar hoeveel gesinne wat soos myne of erger nog is. Wat sê maar ek weet nie. Kerk is nie vir my nie. Ek sukkel om te verstaan, ek sukkel om te volg, ek sukkel om te kom. Ek weet nie, is net unrelatable vir my. Soveel so dat mense sê eerder nie. Kan ons 'n kerk wees wat sê ons skep 'n plek veilig genoeg vir jou om te kom waar jy die Here kan beleef. Daai ouens. Hoe amazing sal dit wees. En daarom het ek jou opdrag gegee. Gesê die volgende 2 weke nie so great preek nie, maar die 3de week. In die volgende 2 weke moet ek en jy op hierdie missie gaan. Sê okay, wie is daar? Wie is daar wat by my werk? Daar op die sportveld waar ook al my kringe is, in die boekklub en ek weet nie waar jy uithang nie. Ek weet nie wie jy bevriend is en as jy dalk 'n introvert is en sê maar ek ken niemand in die dorp nie. Ek's op my plek. Jy het 2 weke om 1 pel te maak. 1 pel. Net 1. En is maklik genoeg. Gaan net iewerste soos na 'n plek toe waar jy kos kan bestel, want dan loop iemand na jou tafel toe. Dit is so maklik. Jy weet, en begin 'n gesprek. En is weird. En dit voel dalk vreemd. Maar jy's bereid om deur al die vreemd te druk en al die ongewoon te druk. Hoekom? Want hierdie hang van hemel en hel af. En as ek stil bly, gaan iemand dalk uitmis op 'n verhouding met Jesus en ek is nie bereid om stil te bly daarvoor nie. Ons moet uitwaarts gefokus wees. En vir dit, Here, is daar 2 goed wat ons moet, of 2 woorde op die skerm wat ek vir ons wil opsit. 'n Christen of 'n volgeling. En as iets wat ek vandag ons almal wil mee uitdaag en dit voel dalk klein, maar dit kan 'n groot skuif in jou hart bring. Ek wil jou vra met hierdie 2 konsepte langs mekaar dat jy die eerste ene wat ons as Afrikaners altyd gebruik, ek is 'n Christen. Jy weet, ek ken die Here, ek is 'n Christen. As jy skool toe sou gaan en vra wie is almal hierso 'n Christene? Ja, nee, ons almal is Christene. Dis deel van ons Afrikaner, ons is Christene. Ek wil jou vra om daai woord van Christen vat en Christenskap te vat en om vandag regtig in jou binneste en jou denke te vat en om uit die deur uit te gooi. En hier is hoekom. Want Jesus het nêrens rondgeloop in sy bediening en daai woord gebruik nie. Nêrens nie. Trouwens, jy sien daai woord bitter min in die Bybel. En wanneer jy hom sien, is dit 'n woord wat die mense, die heidene, die mense wat God nie dien nie, gebruik het om te spot met die mense wat Christus volg. Ja, hulle is die Christusmense, hulle is die Christene. Hulle het gespot met daai term. Nou loop ons rond as, ek's 'n Christen. Sit nie idee waar daai woord vandaan kom nie. Ek wil jou vra om daai woord weg te gooi. Want ons gebruik daai woord soos 'n boutjie op 'n baadjie en jy trek hom aan wanneer hy nodig is en ons haal hom af wanneer hy nie nodig is nie. Ons dra hom wanneer ons voel is gemaklik en ons gooi hom weg wanneer ons voel is nie gepas nie. Ons dra hom na Sondag kerk toe of by ons huisgesinne, maar as dit kom tussen die pelle sit ons hom neer. Ons dra hom wanneer ons ewe skielik bid om 'n etenstafel, maar wanneer dit kom by die gesprek om die tafel, dan sit ons hom neer. Ons dra hom wanneer ons voel is gepas in kringe en die regte gesprekke tussen die mense wat ook ons weet kerk toe gaan saam met ons op Sondag, maar wat van die ouens wat kuier by Henny saam met jou op 'n Saterdag? Sit ons hom neer. Gooi daai woord weg. En gebruik eerder die een wat Jesus gebruik het. Volgeling.
Jesus het gesê, ek wil nie hê jy moet 'n label by my kom kry nie. Ek wil nie hê jy moet, nadat jy in kontak was met my, sê, great preek. Onthou julle daai Sondag of daai keer toe ons by die dam was en Jesus was daar en hy het hierdie preek gegee, amazing preke. Hy sê, ek wil nie jy moet dit doen nie. Ek stel nie belang in die highlights van wanneer jy dink ek is oulik nie, sê die Here. God vra nie van ons, hou ons van hom nie. Hy nooi ons om te sê, moenie hou van my nie, kom bou saam met my. Kom volg my. Waar ek gaan, gaan jy. Waar ek loop, daar gaan jy. Wat vir my belangrik is en my missie is daarheen. En hoor mooi, as ons sê ons is volgelinge van Christus, beteken ons is op pad iewers heen. Ons is geposisioneer, ons voete loop, ons harte dink, ons is in 'n rigting. En jy kan nie daai woord volgeling gebruik sonder om aan 'n missie te dink nie. 'n Taak te dink nie. 'n Werk te dink nie. En ek is jammer om dit te sê, maar ek dink daar's te veel Christene en te min volgelinge. Invloed Kerk en die mense wat hier deel is van ons kerk en al die pad stap en jy's 'n volgeling. Ek herinner ons vandag aan waarheen is ons op pad. Om 'n kerk te skep waar nie kerkmense God kan beleef. En jy kan nie sê jy's deel van hierdie kerk en nie volg nie. En nie op 'n missie saam met ons wees nie. Nie saam met ons bid hieroor nie. Nie saam met ons dink hieroor nie. Wanneer ek op die kans sou kom en ek vra jou, luister, word betrokke by die kerk. As jy betrokke raak en jy sê, ag, Sondag gaan ek help by die kerk, dan verstaan jy nog nie waarmee ons besig is nie. Ons wil nie jou hulp hê nie. Ons wil almal saam volg op hierdie missie. En ons gebruik hierdie taal as Afrikaners. Ja, ek help Sondag by die kerk. Ag, hulle het gesê hulle het 'n bietjie hulp nodig by die kinderkerk. Ons gaan help bietjie. Nee, moenie kom soek jy hulp hê. Kom saam op die missie. Want weet jy wat gebeur as ons vir die kinders 'n onweerstaanbare ervaring van Jesus kan gee by die kinderkerk? Gesinne kom kerk toe. Ja, daai hardkoppige pa wat nie kerk toe wil gaan nie want hy beskou homself nie as 'n kerkmens, die kind kry sy pa hier. En hy pa sit hier en ewe skielik hoor hy van 'n Jesus wat hy dalk nie van tevore al gehoor het of lankal van vergeet het. En ewe skielik, wow. Soos ek jou vra, raal by die kinderkerk, vra ek jy nie kom help, ek vra, klim op die missie. Ons het 'n taak daar, die tieners, 'n taak daar. Iewers in die kerk, waar kan jy gee met jou hulpbronne? Dis nie net gooi 'n mandjie in of gee jou 10de of wat ook al nie. Moenie die boksie tik nie, want dis wat Christene doen. Volgelinge is soos enige iets moontlik om hierdie missie van hemel op aarde te bring. Ek's in. Jy hoef my nie te vra nie, ek is in. So hier's my vraag. Hoe praat jy oor jouself? Hoe praat jy oor jou verhouding met God? Is dit net Christendom? Of is dit volgeling? Want iets wat my so geïnspireer het toe ek in Amerika was, en ek sien dit hier by ons kerk ook, en dit is wat my net so dankbaar gemaak het vir ons kerk. Ek loop by die voordeur in by 'n kerk, en daar begin iemand met my praat oor hulle kerk. Hulle is net 'n vrywilliger. Maar hierdie ou klink meer passievol as wat ek al pastore gehoor het oor hulle eie kerke. Hulle is so ingekoop in die missie van daai gemeente, dat dit gaan nie oor, ag, is 'n Sondag kerk en ons help by die kerkie, ons bou aan iets hier. En die feit dat ek hier staan en mense verwelkom, ek verwelkom nie na 'n oulike erediens nie, ek verwelkom hulle na 'n beweging waarmee God besig is.